Gisterand in my stilte tyd, toe kom ek op 'n baie interessante vers af, en baie van julle weet dat elke vers wat ek lees, en elke ding wat ek mee deel, sê ek, dis 'n baie interessante vers. Dis seker maar nou net die manier hoe ek nou maar die Bybel lees, dat elke vers vir my interessant is, en dat daar vir my in die geringste vers 'n openbaring kom van die goedheid van Christus. En uit die 1933 vertaling, hierso vanaf nommer 40, vers nommer 40. Baie van die skare het gesê, toe hulle die woord hoor, hy is waarlik die profeet. Ander het gesê, hy is die Christus, en ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea? Kom ons stop vir daar. As ek vir die kerk 'n baie eenvoudige vraag sou vra, dan sou die vraag wees wat ek aan die kerk sou vra, waarvandaan is jou Christus? Ek soek nie 'n teologiese seminarium gefundeerde antwoord nie. Ek soek 'n spirituele en 'n geestelike antwoord. En ek wil dan vir die kerk vra, en vir die gelowige vra, van waar kom jou Jesus? Hoekom sou ek so 'n vraag vra aan die gelowige? Meer so, hoekom sou ek so 'n vraag vra aan denominasies en seminaria? Hoekom sal ek aan hulle hierdie vraag vra van, waar kom jou Christus vandaan? Kom jou Christus uit Wesley uit? Kom jou Christus uit Luther? Kom jou Christus uit Arminius? Kom jou Christus uit Sosthenes? Kom jou Christus uit Calvin? Waar kom jou Christus vandaan? Waarvandaan delf jy hierdie Christus uit waarvan die Bybel praat? Nou luister wat sê die vers. Die vers sê, baie van die skare het gesê, toe hulle die woord hoor, hy is waarlik die profeet. Ander het gesê, hy is die Christus, en ander het gesê, kom die Christus uit Galilea? Het die skrif nie gesê dat die Christus uit die geslag van Dawid kom, en uit Bethlehem, die dorp waar Dawid was nie? Daar het toe deur hom verdeeldheid onder die skare gekom. As jy nou regtig op die punt moet afkom en besluit waarvandaan jou Christus gaan kom, en waarvandaan jou Christus kom, kan ek vir jou waarborg, geliefde, daar gaan 'n verdeeldheid in jou kerk wees. Hoekom sê ek so? Want jy sien, elke kerkgenootskap, in elke denominasie, en by uitstek, elke Christen in die hoofnorm, en die hoofstroom denominasies, vind een spesifieke Christus. En dis die Christus wat hulle kerkdogma aan hulle voorstel. As jy in die gereformeerde, hervormde, AP Kerk, EG Kerk, CG Kerk is, dan word jou Christus gefundeer deur Calvin. En die openbaringe wat Calvin gekry het, word aan die grondslag van jou kerk en jou denominasie. Ander mense kry dit uit Wesley uit, ander kry dit uit Luther uit, ander kry dit uit Arminius uit. Jy sien maar die Christus wat ons veronderstel is om te ervaar en te ondervind, is nie 'n Christus uit 'n kerkdenominasionele dogmatiek nie. Die Christus wat ons moet vind, is die Christus wat vanuit God gekom het. Jy sien, dis 'n Christus wat nie vanuit menselering gekom het nie. Jesus maak 'n baie interessante aanmerking. Hy sê in Johannes 7:16, Jesus antwoord hulle en sê, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy omtrent die leer weet of dit uit God is en of ek uit myself spreek. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer.
Maar hy wat die eer soek van hom wat hom gestuur het, hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in hom met 'n hoofletter nie. Jy sien, word jou Christus gedefinieer deur Benny Hinn? Word jou Christus gedefinieer deur Kenneth Hagin? Word jou Christus gedefinieer deur Joyce Meyer? Word jou Christus gedefinieer deur Prophet Joshua? Word jou Christus gedefinieer deur enige persoon, Theo Wolmerans, Alan Bagg? Wie definieer jou Christus? Jy sien, die Christus wat uit elke denominasie kom en uit elke kerkverband het kom, is 'n hele ander Christus as die Christus wat uit God kom. Want die Christus wat van God gekom het, is die waaragtige Christus. Hy is die waaragtige God. Hy is nie 'n Christus wat opgemaak is deur een of ander mense dogmatiek nie. Hy is nie 'n Christus wat opgemaak is deur sekere mense se drang na geld en rykdom nie. Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Theo Wolmerans, Alan Bagg, Benny Hinn, Jesse Duplantis, noem hulle. Die Christus wat hulle definieer is 'n Christus wat in hulle wel is vir geld en rykdom insaai. Dit is 'n probleem. Dit is 'n probleem in die kerk. Die kerk soek 'n Christus wat die mense vir hom voorhou. Hulle soek nie die leer van Christus wat vanuit God is nie. Want daar word altyd 'n menslike element aangeheg aan hierdie Jesus. As dit in die Calvinistiese beweging is dit die element van uitverkiesing en verwerping, 'n mensedogma. As dit in die uitverkiesing kom van Arminiërs, dan sê dit, ja, God weet wie hom gaan dien, maar God weet ook wie hom nie gaan dien nie, en jy kan jou geloof verloor. Dis 'n menslike opinie. Kry jy jou lering uit die karismatiese beweging, dan is dit 'n Christus wat tekens en wonderwerke doen, en 'n Christus wat vir jou rykdom gee. Kom jy uit 'n Pinkster agtergrond uit, dan is dit 'n Christus wat jou laat spreek in tale en 'n Heilige Gees fokus, en die hele fokus val op die Heilige Gees. En dit is gawes, en dit is tekens, en dit is wonderwerke, en dit is geestelike oorlogvoering, en dit is die uitleg in tale. Dan is dit profesie ook, nê? Dan is dit hierdie profeet wat daar is, en hierdie profeet wat hier is, en hier praat 'n profeet, en hier praat 'n profeet, terwyl God sê in die laaste dae praat hy nie deur profete en deur die Ou Testament nie, maar hy praat in sy seun, Hebreërs 1 vers 1 tot 3. Jy sien, watse Christus definieer jou? Is dit die Christus volgens jou kerk? Is dit die Christus volgens jou dominee? Is dit die Christus volgens jou pastoor? Is dit die Christus volgens jou denominasie? Volgens jou seminarium? Volgens jou kweekskool? Volgens jou Bybelskool? Of is dit 'n Christus wat deur God die Heilige Gees gedefinieer word? Jy moet verstaan dat hierdie Christus wat in ons is, hierdie Christus wat in ons woon, is God. Hy is die almagtige en die ewige, wonderbare God wat in ons is. Hy is nie een of ander prinsip of konsep van 'n mens wat ons nou navolg nie. Hy's nie Jesus van Calvin nie, hy's nie Jesus van die karismate nie, hy's nie Jesus van die Pinkster nie, hy's nie Jesus van die Baptiste nie, hy's nie Jesus van die Katolieke nie. Hy is Christus wat van God is. Hoekom is dit so belangrik? Sê jy, ja, maar ons weet Christus is God, maar weet jy dit regtig? Het jy regtig al 'n openbaring gehad van hierdie Christus wat God is? Ek praat van 'n openbaring nie van sy werke en herlewing nie. Ek praat van 'n openbaring van hierdie God, die lewende God, Christus wat in jou is. Luister na wat sê die Bybel vir ons hierso
oor wie Christus nou eintlik is. As jy kyk hierso na 1 Johannes 5:20, die Bybel sê wie Christus is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Is die Christus waarin jy jou vind, die Christus van jou kerkgenootskap, die Christus van jou seminarium, die Christus van jou dominee, die Christus van jou pastoor, die Christus wat 'n profeet aan jou voorhou, of is dit die waaragtige God? Die Christus wat jy dien, is dit volgens jou kerkdogma en jou kerklidmaatskap? Jy sien, niemand kon presies weet wie Christus is, daarom was daar verdeeldheid onder hulle. En hoekom is daar 'n verdeeldheid onder die kerke vandag? En altyd gewees deur al die eeue, want hulle besef nie dat hierdie Christus het vanuit God gekom nie, en dat hierdie Christus is self God. En hierdie Christus wat God is in ons, kan slegs geopenbaar word deur God die Heilige Gees. Jy sien, hierdie Christus wat in ons is, en die Christus wat in my is, die Christus wat in jou is God wat slegs deur God geopenbaar kan word as God. Hoor wat ek sê? Hierdie Christus wat in my is en die Christus wat in jou is God die Seun, wat slegs deur God die Heilige Gees geopenbaar kan word, as God wat een is met die Vader, wat God is. Die God van hierdie Nuwe Testament is nie 'n Jesus volgens jou kerkgenootskap nie, is nie 'n Jesus volgens jou kerkdogma nie. Dis 'n Christus wat deur die openbaring kom van God. Dit is God wat deur God as God geopenbaar word, nie deur 'n menselering nie, maar deur die lering wat Christus gee. Jy weet, Jesus sê 'n baie interessante ding. Hy sê hierso, toe sê Jesus vir hulle, nog 'n klein tydjie is ek by julle en dan gaan ek na hom toe wat my gestuur het. Julle sal my soek en nie kry nie, want waar ek is, kan julle nie kom nie. Johannes 7 vers 34. Ons wil altyd meer van Christus hê. Ons soek altyd meer en meer van Christus. Maar dan moet ek vir jou vra, maar watse Christus soek jy meer en meer van? Die Christus wat tekens en wonderwerke doen? Die Christus wat vir jou rykdom gee? Die Christus wat vir jou oorwinning gee in geestelike oorlogvoering, wat 'n valse konsep is in die eerste plek, wat Christus het klaar die duiwel oorwin deur die kruis en opgestaan uit die dood uit, opgevaar na die hemel, en alle mag is aan hom onderwerp, te staan in die Bybel duidelik herhaaldelik. Of is jy nie hierdie Christus wat vanuit God gekom het? Jy sien, as jy nie 'n openbaring het van hierdie God wat Christus is, wat in jou is nie, kan jy nie kom na waar hy is nie. Want slegs God kan God aan jou openbaar, dat jy kan kom waar God is en God ken, soos God ken. En dit is hierdie Christus in jou en hierdie Christus in my, is die lewende en die almagtige God. Ons soek meer van Christus en meer met hom, ons wil elke dag meer en meer kruisig. Ons wil elke dag meer en meer sterf. Jy kan nie, jy het klaar gesterf, jy is klaar gekruisig. Ons wil al hoe meer onsself forceer om meer en meer soos Christus te wees, dis nie jou werk nie. Dis die werk van die Heilige Gees om jou en vir my te vorm na die beeld van die Seun van God, Jesus Christus. Dis nie jou taakie, dis nie jou kerk se taakie, dis nie jou profeet se taak nie, dis nie jou pastoor of jou priester of jou dominee se taak nie. Dis die werk van God die Heilige Gees, wat God die Seun aan ons openbaar, sodat God die Seun, God die Vader aan ons kan openbaar. Dis die kern en dis die kruks van alles. Niemand het presies geweet wie hierdie Christus eintlik is nie. En dis die probleem met die kerke. Hulle weet nie presies wie die Christus eintlik is nie. Hulle sien hierdie Christus net in die spektrum van hulle kerkgenootskap en hulle kerkdenominasie. Hulle sien nie hierdie Christus as die een wat van God af gekom het nie. Ek vra weer vir jou, watter Christus sien jy
En waarvandaan, dierbare, kom jou Christus dan nou eintlik? Ons praat weer.